Is dit net jou omstandighede, of skuil daar dalk meer agter dit wat jy ervaar? Voel jy soms dat niemand jou verstaan nie, en jy kyk rond na ander mense se lewens en jy dink, dis eintlik wat ek wou gehad het? Voel dit of die lewe jou onregverdig behandel? Voel dit of jy altyd die een is wat seer kry? Voel jy vasgevang in jou verlede, en voel dit soms vir jou of almal teen jou is? Dit was 'n moeilike vraag, wat ons dan soms aan onsself moet vra. Is dit moontlik dat dit nie net jou omstandighede is nie, maar dat selfbejammering besig is om jou lewe te beheer? En laat ons eerlik wees met onsself. Selfbejammering is baie meer algemeen en geestelik baie meer vernietigend as wat die meeste mense besef. Dit is eintlik 'n vorm van selfgerigtheid, waar die self die middelpunt word, in plaas van Christus. En 'n mens sien dit nie altyd so nie, en jy besef dit nie. Jy sien, die vyand hoef jou nie altyd te vernietig nie. Soms hoef hy jou net vas te vang in jou pyn, sodat jy God se doel vir jou lewe uit die oog verloor. Selfbejammering hou jou vas in die verlede. En hoe jy op jou verlede reageer, bepaal hoe jy jouself sien, hoe jy ander mense sien, hoe jy geestelik groei. Jy sien, 'n hart wat deur selfbejammering beheer word, begin te glo, almal is teen my, die lewe is onregverdig, niemand verstaan my nie. En byna alles voel soos 'n persoonlike aanval. Nou, iemand wat deur selfbejammering beheer word, sukkel om vreugde te kies, omdat hulle fokus op alles wat verkeerd geloop het. En wanneer dinge nie volgens hulle plan verloop nie, onttrek hulle maklik en weier hulle om verantwoordelikheid te neem. Selfbejammering hou jou nie net vas nie, dit kan selfs 'n subtiele vorm van manipulasie word. Ja, selfbejammering het dikwels werklike wortels en dit is wat ons aan moet werk. Dit kan ontstaan uit verwerping, 'n tekort aan liefde, mislukking, misbruik, trauma, 'n gevoel van onveiligheid of diep emosionele seer. Maar jou verlede kan wel jou pyn verklaar. Dit mag wel nie jou identiteit word nie. So hoe breek jy los daarvan? Eerstens moet ons dit erken. Dis die eerste en die belangrikste stap, is om te erken dat selfbejammering beheer oor jou lewe gekry het. En dan moet jy gaan en jy moet vir die Here sê, Here, ek besef, selfbejammering is deel van my. Ek het dit dalk nie voorheen so gesien soos nou nie, maar ek besef dit en ek erken dit. En dan konfronteer jou gevoelens. Vra die Heilige Gees om vir jou te wys, waar kom hierdie gevoelens vandaan? Partykeer is dit goed uit die verlede en jy moet vergewe, want sonder vergifnis sal selfbejammering sy houvas op jou hou, sodat dikwels goed waarvan jy losgemaak moet word. Aanvaar die waarheid. Selfbejammering dryf mense weg, eerder as om hulle nader aan jou te trek. Niemand wil in die geselskap van iemand wees wat altyd kla, wat altyd negatief is en so jammer vir hulle self voel, daai arme ek situasie nie. Laat ons eerlik wees met mekaar oor hierdie storie, want ons moet loskom en ons moet vry word. Vervang dit met nuwe gewoontes. Hou op om die slagoffermentaliteit te voed. Kies doelbewus vir gesonde, goddelike gewoontes. En dan oefen dankbaarheid. Dank God doelbewus vir sy goedheid. Skryf dit neer. Spreek jou waardering uit teenoor mense wat goed aan jou doen. Wees in alles dankbaar en verskuif jou fokus. Soek iemand wat jy 'n verskil mee kan maak, wat bemoediging nodig het, iemand wat hoop nodig het, en skuif die fokus van jouself na die ander persoon. Jy sien, genesing begin wanneer jy jou oë van jouself al weg beweeg en weer op Christus gefestig hou. Selfbejammering bind ons. Dankbaarheid maak ons vry. Vergifnis genees en Jesus herstel ons. So laat ons onsself ondersoek en beweeg van 'n plek van selfbejammering na oorwinning oor dit wat ons vashou en bind, en dankbaarheid, en om nie alles te sien asof dit teen jou gemik is en jy hierdie slagoffer is nie. Want onthou ook, jy is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat jou krag gee. En mag vandag die dag wees waarop jy kies om op te staan en te sê, ek is nie 'n slagoffer nie. Ek gaan nie meer jammer vir myself voel nie. Ek gaan dankbaar wees en ek gaan doen wat ek kan en ek gaan waardeer wat ek het en ek gaan voluit lewe.